Vriendskap en vriende speel 'n geweldige groot rol in elke faset van 'n mens se lewe. In jou huwelik is vriendskap onontbeerlik vir 'n gelukkige en 'n geslaagde verhouding. Ongelukkig dink baie mense dat die hoofkomponent van 'n geslaagde en gelukkige huwelik gaan oor hormone en seks en opwinding. Hoeveel mense het ek al hoor sê? Ek kan nie met hom trou nie, hy is my beste vriend. Ek kan nie met haar trou nie, sy is my beste vriendin of vriend. Hulle wag vir iemand wat hulle hart laat bons, hulle hormone aanjaag en opcharge. Iemand met 'n voorkoms en 'n charme, die ruiter op die wit perd. Hulle wag eintlik vir hormoonontploffing en hulle noem dit falling in love. Net om te ontdek, dis tydelik. En dan sit jy in 'n huwelik saam met iemand met wie jy nie vriende is nie. Niks in gemeen het nie. Of dan niks meer as hormone in gemeen het nie. Ek dink altyd jou beste vriend of vriendin is jou beste lewensmaat. Vir mense eie emosionele gesondheid is goeie vriendskappe 'n noodsaaklikheid, omdat jy iemand nodig het wat jou verstaan. Iemand wat meer in jou mens wees as in jou liggaam belangstel. Iemand met wie jy kan kuier en gesels en belangstellings deel. Die mens is nie gemaak vir eensaamheid nie, maar vir vriendskap. God het trouwens vir Adam gemaak en gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Genesis 2:18. Ek verwonder my aan mense wat trou en dan die ander een eensaam laat, omdat hy of sy se vriendskappe by ander persone buite die huwelik lê. En dit lei dan ook na twis, egskeiding met al die negatiewe gevolge op jou persoonlike geestestoestand en jou lewenservaring en jou geluk. Die Bybel maak 'n saak vir die kies van goeie vriende, wat jou ten goeie kan beïnvloed, en nie bang is om op jou tone te trap en jou te korrigeer of selfs te bestraf nie. Spreuke 27. 5de vers, openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. Die wonde deur een wat lief het, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Olie en reukwerk verbly die hart, net soos die aangenaamheid van 'n vriend, vanweë welgemeende raad. Ek sien dat Salomo noem diegene wat sy seun verkeerd wil beïnvloed, nie eers vriende nie, sommer net sondaars en klaar. Spreuke 1 vers 10. Meer nog, ek merk dat jou vriende se invloed op jou kan lei tot selfvernietiging. Spreuke 1 vers 18 en 19. Sien ek toe ander dag 'n video van 'n jong vrou wat sê, los my asseblief uit. Julle Christene, los my uit. Moet my nie probeer bekeer nie, ek wil hel toe gaan. Want al my vriende gaan daar wees. Ek dink die rockgroep AC/DC het met haar kop gesmokkel. Hulle sing met vreeslike entoesiasme in hulle lied Highway to Hell, dat hulle is op pad na 'n partytjie in die hel waar hulle vriende ook gaan wees. En hulle gaan nie gestop of teruggehou word nie. Hulle jaag na hierdie wonderlike bestemming. Hoe mislei en oningelig
kan 'n mens tog wees? 'n Prediker uit een van die vorige eeue het gepraat van die geestelike malheid van mense wat van die hemel af wegvlug asof die hemel hel gaan wees en na die hel toe hardloop asof die hel gaan hemel wees. Totale wanbegrip. Ek sê toe mos ander dag vir my een kleindogter, die musiek waarna jy luister, gaan bepaal wat jou wêreldsbeskouing is, wat jou morele standaarde gaan wees, en waar jy die ewigheid gaan deurbring. En net sodat ons almal weet, daar is geen vriendskappe of partytjies in die hel nie. Hulle wat dink, lê hulle self voor, span 'n stryk vir hulle self en val in 'n gat wat hulle vir hulle self gegrawe het. Waar ek staan en die wêreld betrag, is die storie van die Pied Piper nie 'n blote sprokie nie, maar 'n skrikwekkende realiteit wat miljoene betower en meevoer na 'n ewigheid sonder God. Jou gunsteling musiek maak jou 'n vriend van die musikante en sangers en hulle lirieke. Dit beteken, hulle beïnvloed jou op elke vlak van jou lewe. Soos ook die ander vriendskappe in jou lewe en die goed wat jy luister en lees. As ek my Bybel lees, is jou vriendskappe en vriende bepalende faktore wat jou ewigheidsuitbestemming gaan beïnvloed en bepaal. Dus beveel die spreekskrywer aan dat ek en jy moet vriendskappe smee met wysheid en teregwysing en met tug en die vrees van die Here as jy veilig wil woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Spreuke gaan dan voort en leer 'n mens wat wysheid alles behels en wat dit gaan beteken as jy daarmee gaan vriende maak, vir jou gaan beteken. Nou die Bybel wys 2 hoofvriendskappe uit. Die 2 bepaal elk die gang van ons lewe en ons eindbestemming. Die een lei na die lewe en die ander lei na die dood. Boonbehalwe dat hulle ons eindbestemming, wat of ewige dood of ewige lewe is, gaan bepaal hulle ook die lewe en die dood van ons huwelike, menseverhoudings en innerlike toestand. Die een hoofvriendskap is vriendskap met die wêreld. Die ander is vriendskap met God. En jy kan nie beide hê nie. Dis of die een of die ander. Die moderne gelowige dink dat hy beide kan hê. En wat 'n fatale fout, wat gaan eindig in Jesus se voorspelling. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in die naam duiwels uitgedrywe nie, en in die naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dis Matteus 7 vers 22 en 23. Terwille van tyd verdeel ek hierdie rede oor vriendskap in meer as een deel. Vriendskap met die wêreld en wat dit behels, en vriendskap met God en wat dit behels. Ek wil jou van harte uitnooi
om ook na die twee te luister. Vriendskap is 'n wonderlike ding. Vriendskap het 'n geweldige invloed op ons lewe. Eintlik is die verkeerde vriendskappe of die verkeerde vriendskap 'n vernietigende monster in 'n mens se lewe. En die regte vriendskap, 'n wonderlike ding wat jou lewe verryk, jou hart tot vervulling bring, jou kop oplig, jou laat lag vir die lewe, jou laat met hoop vir die toekoms, wat jou laat vasbyt, wat jou laat kans sien vir die dinge, die moeilikhede, die probleme, wat jou bring op 'n plek, waar jy intense koestering, aanvaarding, hulp, krag, oorwinning, wysheid, insig ervaar, en jy toegevou word en gekoester word in liefde. Soos 1 Johannes 5 dit sê, die volmaakte liefde dryf alle vrees buite. Dit bring 'n wonderlike ding na jou hart, 'n belewenis van sekuriteit, van versekering, van vreesloosheid, van hoop, in 'n deurmekaar goddelose wêreld gee dit jou ook rigting. Baie dankie, die res kom later. Mooi loop.